Goeienaand julle, welkom terug op my kanaal. Hierso gesels ons oor goed wat ek geleer het oor die laaste paar jaar wat God se genade betref, wat ons identiteit in Christus betref en 'n hele klompie ander goed. Vanaand wil ek kyk na twee afsonderlike dinge wat ook hand aan hand gaan. Een van dit is sonde, wat sonde is, hoe dit die Christen affekteer en so aan. En dan wil ek kyk na vergifnis. As jy belangstel, stay tuned, dit gaan interessant wees. En ek wil net van die begin af sê dat daar is dalk goed wat jy gaan hoor wat jy nie gewoond is aan om te hoor nie. En dit is oké. Ek weet, ek was daar, ek het self gestryd teen hierdie dinge, maar ek het gaan navorsing doen daaroor, ek het gaan oplees daaroor, ek het met die Heilige Gees gepraat daaroor. En dit is vir my nou so duidelik dat ek voel ek wil dit deel en dit is hoekom ek hierdie video's maak. Maar as jy iets hoor waarmee jy nie saamstem nie, asseblief luister verder. Gesels met my, gaan lees op daaroor. Hierdie is regtig goed wat vryend is en wat regtig jou lewe net kan beter maak. In terme van jou verhouding met God. So, kom ons begin. Ek het weer eens notas. So ek gaan so nou en dan afkyk. Oké, kom ons begin met wat is sonde regtig? Sonde, as ons hoor van sonde of as ons dink aan sonde, dan dink ons aan goed wat jy verkeerd doen, verkeerde dade. Die meer ernstig is natuurlik moordpleeg en steel en jy weet die goed wat jy voor dronk toe kan gaan. Die minder ernstig in mense se oë is jok of ek weet nie, verneek of wat ook al. Maar dit is eintlik net consequences van 'n sonde mag. Dit is sonde as 'n werkwoord, maar sonde is eintlik iets anders. Die sonde wat ingetree het toe Adam en Eva hulle fout gemaak het in die tuin, toe hulle opgehou glo het in die tuin. Dit is die sonde waarvan ons praat vanaand. So sonde is nie net verkeerde dade nie. Daar's 'n oorspronklike Griekse woord. Nou, ek hou daarvan om terug te gaan na die oorspronklike Grieks toe, want die meeste van die Nuwe Testamentse briewe was oorspronklik in Grieks geskryf, omdat meeste van hulle aan Gentiles, nie Jode geskryf was, en hulle was meestal Grieks sprekend gewees. En baie van die vertalings, soos wat dit maar gebeur, het as gevolg van baie redes, en dit is 'n podcast op sy eie, maar baie van die vertalings het sekere woorde op so 'n manier vertaal dat dit half die betekenis verander het. En dit is hoekom ek hou daarvan om terug te gaan na die oorspronklike Grieks toe, om te kyk wat se woord oorspronklik gebruik was en wat daai woord eintlik beteken. So, vir sonde is daar twee woorde wat in die oorspronklike Griekse vertaling gebruik was. En die een is hamartia, en dit beteken 'n mag, 'n beginsel of 'n krag wat heers. Ekskuus, en die ander een is dunamis, en dit is krag of vermoë. So as mense hulle saam sit, dan is die krag van sonde, hamartia, sonde as 'n mag, wat dunamis, die krag, uitoefen. Okay. So dit sê vir ons dat sonde is nie net verkeerde dade nie, maar dit is 'n actual krag, dit is 'n ek wil dit amper beskryf soos 'n parasiet. Jy weet, as 'n parasiet aan 'n host klou of in 'n host homself tuis maak, dan kan hy die behavior van daai host affekteer.
En ja, ek het actually gaan oplees hieroor. En dit is nogal gross. Maar 'n parasiet kan fisies die host laat dinge doen wat die host nie noodwendig wil doen nie. En dit is wat die sonde mag is. Dit is wat sonde doen. Onthou dat ons van geboorte af reeds sondaars is, as gevolg van Adam. So ons word in sonde ingebore. Ons word as slawe aan sonde gebore. En die enigste manier hoe ons kan ontslaa raak van daai slawerny is deur Jesus, deur in Jesus te glo. So sonde is basies om onafhanklik van, so die sonde waarvan ons praat, wat ons ongered hou, of die enigste sonde wat jou basies ongered hou, of uit die hemel uithou, is die sonde van ongeloof. Dus om onafhanklik van God te probeer leef. Romeine 7 vers 17 is 'n vers wat basies sê dat dis nie ek wat sondig nie, maar sonde in my wat verkeerd doen. Dit is partykeer, ek het gesukkel om in die begin my kop rondom dit te wrap, maar die hele parasiet analogy het nogal so 'n bietjie gehelp daarmee. So, gaan lees 'n bietjie op. Basies kom dit net neer op die feit dat sonde 'n mag is. Dis nie noodwendig iets wat jy net verkeerd doen nie. Dis 'n mag wat jou beheer. Maar, and here comes the clincher. Romeine 6 vers 6 sê dat ons ou self gekruisig is saam met Jesus, sodat ons nie meer slawe van sonde hoef te wees nie. So, ons dood saam met Jesus, en as jy nie weet waarvan ek praat nie, ek het hiervan gepraat in my vorige video, gaan kyk gerus daarna. Ons is saam met Jesus gekruisig, wanneer ons glo in hom, en ons staan saam met hom op as 'n nuwe skepping, en daardie nuwe skepping is nie meer verslaaf aan sonde nie, maar is nou verslaaf aan God. Okay. So, voor redding was sonde ons meester, maar nadat ons gered is, het sonde nie meer 'n gesag oor ons nie. Nou, daar is mense wat sal wonder of praat van die vlees. Die vlees is verantwoordelik vir die sonde. In a way is hulle reg, maar ek dink party mense verstaan nie presies wat die vlees beteken nie. So, kom ons kyk gou daarna. Die vlees, wanneer na die vlees verwys word, verwys dit nie na jou liggaam nie. Nee? Daar's niks fout met jou liggaam nie. Jou liggaam is die tempel van God. Ons praat nie van ons eie liggame nie. Maar die vlees is die beste manier om uit te verduidelik dit is ou maniere van dink. Dit is 'n unrenewed mind. Romeine 12 vers 2 sê vir ons dat ons gedagtes vernuwe moet word. En daar's 'n rede daarvoor. Ons kry 'n nuwe hart, en ons kry 'n nuwe gees, en ons kry die Heilige Gees, en ons is 'n nuwe skepping. Maar ons minds, ons gedagtes, die manier wat ons dink, ons ou gewoontes, daai goedjies vat tyd. Ek sê altyd dis 'n 80 jaar program, 80 jaar plus program. Weet ons hou nooit op leer nie, ons hou nooit op verbeter nie. Dis nie iets wat oornag gebeur nie. So, die vlees is ou gewoontes, ou patrone en selfgesentreerde denke wat nog vernuwe moet word. So, die vlees is nie jy nie. Die vlees is gedagtes wat nog hernieu moet word, en dit affekteer nie jou verlossing nie. Wat jy dink en wat jy doen verander nie wie jy is nie. Ons sal terugkom na daai ene toe. So, iets het gebeur met wedergeboorte.
Soos ek nou al gesê het, ons is 'n nuwe skepping, ons kry 'n nuwe hart, nuwe gees. Ons is nie net 'n beter weergawe van onsself geword nie. Dit is baie meer as dit en baie dieper as dit. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Ons het 'n nuwe natuur ontvang. In ons identiteit is ons nie meer 'n sondaar nie, maar ons is regverdig, ons is righteous. So, as jy 'n nuwe skepping is, as jy righteous is, as jy in jou identiteit nuut is, 'n nuwe natuur gekry het, dan gaan jy outomaties uit daardie natuur uitleef. Ja, jy gaan nog foute maak, maar dit verander nie wie jy is nie. Ons moet wie ons is en wat ons doen skei van mekaar. Jy is nie wat jy doen nie. Jy is wie God sê jy is, as gevolg van wat Jesus gedoen het. So, wat gebeur dan as 'n Christen nog sondig? Wel, wat nie gebeur nie, is jou identiteit verander nie. Jou regverdigheid verander nie. En jou vergifnis verander nie. En dit verander nie, want dit is gebaseer op Jesus en nie op jou prestasie nie. Sonde op hierdie aarde sal wel neeweffekte hê. As jy iets doen wat jy nie moet doen nie, gaan daar konsekwensies wees. Daardie konsekwensies kan groot wees. As jy iets steel byvoorbeeld, dan kan jy tronk toe gaan, alhoewel in hierdie Suid-Afrika weet ek nie meer nie. Maar as jy te vinnig ry met jou kar, kan jy 'n boete kry. As jy unfaithful is in jou huwelik, kan jy baie dinge verloor, jou familie verloor, jou spouse verloor. Daar's consequences. En sonde is nie gemaak vir ons nie. Dit sal nooit vir ons geluk bring nie. Maar dit verander nie wie ons is nie. En asseblief mense, ek sê nie dat dit okay is om te sondig nie. Dit is nooit okay om te sondig nie. Ons is 'n lig vir die wêreld. Ons is hier om vir ander mense te wys wie Jesus is. Ons kan nie dit doen wanneer ons goeders doen wat nie vir ons bedoel is nie. Maar dit verander nie die feit dat as jy struikel, as jy iets doen wat jy nie veronderstel om te doen, iets doen wat jy nie veronderstel is om te doen nie, gaan dit nie jou identiteit verander nie. Dit gaan nie maak dat jy weer doodgaan nie. Nou, as jy wedergebore is, het jy klaar een keer doodgegaan. Jy kan nie weer doodgaan nie, want jou lewe is gekoppel aan Jesus se lewe. En hy gaan nooit weer doodgaan nie. So jy kan nooit weer doodgaan nie. As ons sondig, is daar 'n versie, en ek gaan nou vir julle sê wat dit is, wat vir ons sê wat gebeur. Okay. Dit is 1 Johannes 2 vers 1 tot 2. Ek het dit hierso, maar dit is nou ongelukkig in Engels, maar ek wil dit gou vir julle lees, net dat julle 'n idee kry wat dit sê. So dit sê, My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is the propitiation, dit beteken satisfying sacrifice, for our sins, and not only for ours, but also for those of the whole world. Natuurlik die wat glo. Nou, die woordjie advocate, as jy teruggaan na die Grieks toe, beteken parakletos, en dit is getranslate as one called alongside to help or intercessor. So wat daai vers vir ons sê, is dat wanneer ons struikel, wanneer ons iets doen wat nie vir ons bedoel is nie, draai God nie sy rug op ons nie, maar Jesus tree in vir ons en herinner vir God dat
ons deel van sy familie is. Dat ons 'n kind is van God en dat ons skoon en gereinig is. So, sonde verander nie jou verhouding met God nie, maar dit kan jou vreugde steel. En soos ek gesê het, dit kan keer dat iemand anders Jesus in jou sien. So, dis altyd goed om weg te draai van sonde. Maar weer eens, wie ons is en wat ons doen, is twee verskillende goed. Ons is regverdig van natuur. So, Jesus het sonde geword, sodat ons geregtig kon word. Hy het ons sonde op hom gevat, en vir ons sy geregtigheid gegee. So ons is regverdig van natuur, maar ons kan nog foute maak. Ons kan nog verkeerd kies, né? Maar dit verander nie ons verhouding met God nie. So dit bring ons dan by vergifnis. En hierdie is 'n topic wat baie mense oor stry, en ek verstaan hoekom. Like I said, ek was daar, maar die waarheid is beautiful, en ek hoop julle luister met oop gedagtes, konsulteer die Heilige Gees daaroor, en laat weet my wat julle dink. Okay. So baie Christene leef asof God nog besluit of hy hulle gaan vergewe, asof hulle moet aanhou vra vir vergifnis, en asof vergifnis kom en gaan. Dit skep 'n gevoel van skaamte, of skuld, of onsekerheid, of al drie. Dit is jammer om te sê, maar meeste van die tyd in 'n kerk, in my experience at least, word daar guilt and condemnation gepreek. Jy weet, ons word gereeld gesê hoe sleg ons is, of hoe ons nie goed genoeg doen nie, of ons moet meer doen, of weet iets. Het gaan altyd oor wat ons moet doen, en baie min oor wat Jesus gedoen het. So, ek wil deur 6 waarhede gaan, een vir een, en dan kyk ons hoe gaan dit. Okay, so waarheid nommer 1. Vergifnis is reeds gegee. Kolossense 2 vers 13 sê, hy het julle saam met hom lewend gemaak, en al julle oortredings vergewe. Nou let op, dit sê, al ons oortredings, okay, dit sluit in die wat in die toekoms is. Dit sê nie, gaan vergewe nie. Dit sê nie, besig om te vergewe nie, maar het vergewe. Verlede tyd, dit is klaar gedoen. Dieselfde gaan jy vind in Efesiërs 1 vers 7, as ook Kolossense 1 vers 14, waar albei verse praat van sondes wat reeds vergewe is, forgave, soos verlede tyd, past tense. Okay, nie forgiving of will forgive nie, maar he forgave our sins. Waarheid nommer 2, die kruis was eenmalig. Hebreërs 10 vers 10 sê, ons is geheilig deur die offer van Jesus Christus, eens en vir altyd. 1 Petrus 3 vers 18, Hebreërs 9:28 en Hebreërs 9:26 sê ook eens en vir altyd. Julle kan gerus Hebreërs 9, ek het nou spesifiek 26 hier gereference, maar die paar verse voor dit en moontlik die paar na dit gaan lees. Dit is, dit spreekboekdele. Hebreërs 10 vers 12 sê, Jesus het een offer gebring vir sondes. Soos ons weet, het hy net een keer aan die kruis gesterf, opgestaan. Hy gaan nooit weer aan die kruis hang nie. Hy gaan nooit weer sterf nie. Dit beteken dat dit was
goed genoeg. Wat Jesus aan die kruis gedoen het, was goed genoeg. Dit was wat nodig was. En dit is klaar. Hy het aan die kruis gesê, it is finished. So dit beteken dat dit hoef nie herhaal te word nie, want hy het dit die eerste keer perfek gedoen, en dat ons niks meer nodig het as dit nie. Waarheid nommer 3. God onthou nie jou sonde nie. Hebreërs 10 vers 17 sê, ek sal aan hulle sondes nooit meer dink nie. Jy gaan dieselfde vind in 2 Korintiërs 5:19, Hebreërs 2:17, Hebreërs 8 vers 12, Jesaja 43 vers 25, Jesaja 44 vers 22 en 1 Johannes 4 vers 10. Al die verse verwys na dat God nooit weer aan ons sondes gaan dink nie. Dit beteken dat hy nie rekord hou nie. Hy is nie in die hemel besig met 'n klipbord om trek te hou van jou sondes nie, of hy hou nie boek van jou sondes nie. Hy bring dit nie weer op nie. Ek kan net waar het staan nie, maar ons vers wat sê dat Jesus nie gaan terugkom om te deel met ons sondes nie, maar hy gaan terugkom om vir ons lewe te gee. So God behandel jou nie volgens jou verlede nie. Hy kyk na jou en hy sien perfeksie. Moeilik om te glo, maar dit is die waarheid. Daar was ook 'n vers, en ek is ook nog nie seker waar dit staan nie, maar en ek hou nogal van hierdie, en ek het nou al video's gesien daaroor, en dit is nogal amazing as jy dink aan. Jy weet, as jy na die noordelike deel van die wêreld toe gaan, en jy begin travel, dan gaan jy eventually aan die suidelike deel kom. Maar as jy oos travel, en jy hou aan om oos te reis, gaan jy vir ewig oos reis. Jy gaan nooit by Wes uitkom nie. Maar die Bybel sê dat God ons sondes, so ver as wat die ooste van die weste geskei is, het hy ons sondes van ons verwyder. Dit is ver, julle, dit is endless. Dit is hoe ver God ons sondes verwyder het. Dis hoe min hy daaraan gaan dink. Waarheid nommer 4. Jy is volkome gereinig. Hebreërs 10 vers 14 sê, hy het vir altyd volmaak gemaak die wat geheilig word. Party translation sê geheilig is. Mense sal die woordjie gebruik om te probeer bewys dat ons nog nie heilig is nie, dat ons besig is om heilig te word. Maar wat dit eintlik beteken is dat dit verwys maar net na mense wat nog gered gaan word. Wanneer ons gered is ons klaar heilig. Julle kan gerus Efesiërs hoofstuk 4 en 5 gaan lees, wat bietjie meer daaroor verduidelik. Let wel dat die vers wat ons nou gelees het, sê vir altyd. Okay? Nie tydelik nie, nie gedeeltelik nie, vir altyd volmaak. Okay? So ons is klare nuwe skepping, ons is heaven ready, net soos jy daar sit, sonder dat jy weer vergifnis vra, sonder dat jy eers gou wat se ritual ook al doen, wat jy dink vir jou nader aan God gaan bring, gou 'n bietjie Bybel lees, of eers gou bid. Nee, jy is reg vir die hemel, net soos jy daar sit, nou op hierdie oomblik. Maak nie saak wat jy 5 minute terug gedoen het nie. Okay? Waarheid nommer 5. Geen veroordeling nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen. Nie minder veroordeling nie, geen. Okay? Dit beteken dat daar nie eendag 'n TV-skreen in die hemel gaan wees by Judgment Day, en al jou foutjies gaan daarso vir julle heelal gewys word nie. Nee. Geen veroordeling. Jy's 'n kind, jy gaan omhels word en verwelkom word, en dis dit. Waarheid nommer 6. Vergifnis is nie gebaseer op jou nie. Nou, ek weet hierdie een is moeilik
om te aanvaar vir sommige mense. Ons mense wat baie hard werk om gered te word of gered te bly of goed genoeg te voel vir God, maar die waarheid van die saak is dat dit het eintlik nie eers enigiets met jou te doen nie. Hierdie hele nuwe covenant wat ons onder is 'n belofte tussen God en God, is 'n belofte tussen Vader en Seun. En ons is net benefactors van daai belofte. Ons is net erfgename. Ons het niks gedoen om dit te kry nie, en ons kan niks doen om dit te hou nie. Efesiërs 1:7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van sondes. Let op, dit is deur Jesus se bloed, nie deur ons gedrag nie. Hebreërs 9:22 sê, sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Nou hierdie is altyd vir my 'n gunsteling wanneer mense praat van vra vir om vergifnis, of doen wat ook al hulle dink hulle moet doen om vergewe te word. So met ander woorde, as jy nou iets verkeerd gedoen het vandag, en jy vra nou vanaand vir Jesus, asseblief vergewe my, dan kan hy technically vir jou sê, luister, ek kan jou nie weer vergewe nie, want vergifnis soek bloed, en daai bloed gaan nie weer vloei nie, maar jy is klaar vergewe. Dis die beauty van dit, as jy is klaar vergewe. Weet julle, dat as ons vir sonde per sonde vergewe moes word, dan het die Jode dit eintlik beter gehad in die Ou Testament. Want hulle het 'n hele jaar gehad. Hulle kon vir 'n hele jaar lank sondig. En een keer 'n jaar het hulle tempel toe gegaan en hulle het diere gaan doodmaak en hulle het vergifnis gekry. Hulle sondes was bedek vir 'n jaar, né? Ons aan die kant van die kruis, ons gaan nie tempel toe nie, maar ons kan ook nie net vra vir vergifnis nie, want dit is nie goed genoeg nie. Dit kort bloed, maar Jesus se bloed het klaar gevloei, maar dit het net een keer gevloei. So hoeveel keer word jy vergewe? En nou wil ek ook vir jou vra, weet mense glo dat jou sondes in die verlede tyd vergewe is, met ander woorde, as jy vandag tot redding kom, dan is jou sondes voor vandag is vergewe, maar nog nie die wat jy nog gaan commit nie. Maar dan wil ek weer vir jou vra, hoe gaan daai sondes vergewe word, as dit bloed nodig het? Of is daai sondes reeds vergewe? Hoeveel van jou sondes was in die toekoms, toe Jesus aan die kruis gehang het? Almal, korrek? Dan is daar net 'n regstelling, wat ek net sommer wil uitwys, want ek weet dit gaan opkom. Mense sal 1 Johannes 1:9 gebruik as 'n proefteks, om te bewys dat jy moet vra vir vergifnis van sonde. Maar as jy die konteks van daardie hele brief eintlik in ag neem, en as jy 'n bietjie navorsing doen daaroor, sal jy sien dat daardie brief is geskryf deur Johannes aan mense wat was gelowiges wat besig was om geïnfiltreer te word deur 'n groep wat genoem word die Gnostics. Ek weet nie of jy dit anders sê in Afrikaans nie, maar die Gnostics het geglo dat hulle al amper gode is. Hulle is belangrik in die geesteswêreld, en dat die fisiese wêreld is vuil en sondig, en dat Jesus nie kon in die vlees gekom het nie, want die vlees, hulle glo dat ons liggame is evil, jy weet. So hulle glo nie dat Jesus in die vlees gekom het nie, omdat God kan nie in 'n evil environment leef nie. So, en hulle glo ook dat hulle glad nie sonde het nie. Baie interessant, gaan lees 'n bietjie op daaroor. So, Johannes het hierdie brief geskryf. Die eerste hoofstuk is geskryf aan hierdie Gnostics, om vir hulle te sê, luister, Jesus was regtig hier, ons het aan hom gevat. Okay. En as jy sê jy het nie sonde nie, dan het jy nie die waarheid in jou nie. Die
Die waarheid is natuurlik Jesus, né? En dan sê hy vir hulle dat as jy jou sondes confess, met ander woorde, as jy erken dat jy 'n sondaar is, dan kan al jou sondes, let wel, die woordjie word gemis wanneer mense hierdie vers gebruik uit konteks. Dit sê dat al jou sondes vergewe sal word. Okay? En dat jy dan gered sal wees. So die eerste hoofstuk van 1 Johannes is geskryf aan hierdie ongelowige Gnostics. En dan soos wat ons nou gelees het, word 1 Johannes vanaf hoofstuk 2 is dan aan gelowiges geskryf, waar dit dan vir ons sê dat as ons wel sondig, het ons 'n advokaat by die Here wat vir ons intree. So, wanneer jy sondig, moenie vra, God sal jy my vergewe nie. Sê eerder dankie Vader dat ek reeds vergewe is. Help my om nie sulke stupid foute te maak nie. Nee, lei my om heilig te leef. Dit maak dat jy dan beweeg van skuldgevoel na sekerheid. Voel skuldig, Vader, is ek nog gered, is ek veilig, na sekerheid van ek is okay, ek het 'n fout gemaak, maar dit verander nie wie ek is nie. Dit verander jou van in vrees leef na die vrymoedigheid hê om met die Here te praat oor enige iets. Jy kan niks van hom wegsteek nie. Hy weet klaar alles. Hy weet klaar wat jy gaan doen 10 jaar van nou af. En hy is nog steeds lief vir jou. As jy verstaan wat dit beteken, wat Jesus se sacrifice beteken, wat die gospel message regtig is, die evangelie boodskap word soveel keer verdraai. Die evangelie boodskap is, Jesus het aan 'n kruis gesterf, sodat jy kan leef. Al wat jy moet doen is glo. Punt. Niks meer nie. As jy dit kan verstaan, as jy verstaan dat jy 'n nuwe identiteit het in Christus, dan het jy geen skuldlas meer nie. Jy het geen skaamte identiteit nie. Jy leef vry en lig en naby aan God. Ek wil gou vir julle net lees. Jy weet, Jesus het in Matteus 11 vanaf vers 28 gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig is en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Nou moet ek vir jou vra, as Jesus beloof het om vir ons rus te gee, hoekom werk sommige mense so hard? Is dit nie presies wat Jesus gedoen het aan die kruis nie? Hy het die werk gedoen, sodat ons kan rus. En ek bedoel nou nie, jy kan nou op die bank gaan sit en niks doen vir die res van jou lewe nie. En ek bedoel nie dat jy nooit iets goeds moet doen vir iemand anders nie. Daardie is goed wat natuurlik kom, omdat jy vergewe is. Wat natuurlik kom, omdat jy 'n nuwe mens is. Maar dit is nie iets wat jy moet doen vir God, om terug te betaal, of om meer heilig te word, of om nader aan God te kom nie. Nee, dit is rus. Ons het die voorreg om te rus in Christus. Om te weet ons is veilig. Om net te vertrou op wat hy vir ons gedoen het. En van dit af, van daar af, leef ons. En ons help ander mense. En ons, jy weet, deel net Jesus met wie ook al belangstel. Deur net ons stories te deel. Ja, so ek hoop julle het iets geleer. Ek hoop julle die video geniet. Asseblief, as julle enige vrae het, ek het 'n e-posadres waartoe julle vir my e-mail kan stuur. As julle dit nie in die comments wil doen of wat ook al nie, ek sal my e-posadres in die beskrywing sit.
en laat weet my wat julle dink, laat my weet my wat julle volgende oor wil hoor, en dan gesels ons weer. Bye bye. Hallo julle, hier is ek alweer. Ek het besluit om net gou 'n ekstra stukkie video te maak, net om iets by te voeg wat ek uitgelaat het by my video wat jy nou net gekyk het. As jy tot hier gekom het, baie dankie dat jy die hele video gekyk het. Ek wil net iets praat, of iets sê oor sonde, en jy weet, ek dink die ding wat mense die meeste vang, as jy vir hulle sê dat jou sondes, jou toekomstige sondes ook reeds vergewe is, dan dink mense dat jy kan nou uitgaan en jy kan nou gaan maak wat jy wil. Jy kan nou, jy weet, net bos gaan. En tegnies gesproke is dit waar. Jy kan actually gaan en doen wat jy wil, maar hier is die verskil. Okay. Wat jy wil hê, het verander. Dit is wat hulle nie verstaan nie. Jy wil nie uitgaan en goeders gaan doen wat nie in jou natuur is nie, onthou jy het 'n nuwe natuur gekry. So vir jou is sonde nie meer natuur nie. Vir jou is sonde nie meer lekker nie, nie meer aantreklik nie. Jy wil nie gaan en net dinge gaan doen wat nie vir jou beskore is nie. En dit is die verskil. Jy weet, onder die wet was gegee sodat sonde sou meer word. Maar onder genade leer ons om nee te sê vir sonde. So, dit maak eintlik nie sin as jy dink daaraan nie. Jy kan byvoorbeeld, as jy glo dat jy nie moet sondig nie, want dit kan maak dat jy jou salvation verloor. Maar as jy sorry sê en jy wys jy's jammer en jy doen dit nie weer nie, of jy vra vir hom vergifnis, dan is jy okay. As jy daai mentaliteit het, dan wil ek nou vir jou vra, wat keer jou dan om te sondig? As jy net kan sorry sê en aanbeweeg. Verstaan jy wat ek sê? So, onder genade, as jy weet wat jou identiteit in Christus is, as jy weet wat dit beteken om voluit vergewe te wees, dit gaan nie maak dat jy meer wil sondig nie. Inteendeel, dit gaan maak dat jy besef, wow, jy weet, dit is 'n groot geskenk. Hoekom sal ek nou iets wil doen om die Here se hart seer te maak, of wat ook al, nadat ek so groot geskenk gekry het. So, ek het ook nie alles oor Tanya se comment noodwendig beantwoord nie. Sy het gevra, beteken dit dat daar niks onvergeeflik is vir 'n Christen nie, en nee, daar is niks onvergeeflik nie, want die enigste ding, soos ek gesê het, wat jou uit die hemel kan hou, is ongeloof. En as jy een keer geglo het, net een keer, dan kan jy nie meer daardie sonde doen nie. Jy kan nie weer nie glo nie. Jy kan distracted raak. Jy kan miskien seer kry in die kerk en besluit dat jy vir 'n tyd niks met die Here te doen wil hê nie. Maar net omdat jy so voel en omdat jy dit besluit, beteken nie die Here draai sy rug op jou nie. Hy is nog steeds in jou. So in daai tydperk wat jy deurgaan, waar jy dalk genesing nodig het, waar jy dalk iemand moet vergewe, in daai tyd is hy nog steeds by jou. Al voel dit nie so nie, al lyk dit nie so in jou lewe nie, hy is nog steeds daar. Okay, so ek wou net dit vinnig bygevoeg het. Weer eens, as jy enige vrae het, enige comments het, just be kind, maar kontak my gerus. En dan, en wat ek net ook wou sê is, ek het daai video, wat jy nou net gekyk het ek baie laat gisterand gemaak, so as ek 'n bietjie saggies gepraat het, of deur die blare geklink het, dit was laat en my hele familie het geslaap, so ek het probeer met maar nie te loud te hou nie, so verskoon maar, dankie dat jy uitgehou met my, hopelik gaan die volgende een beter. Totsiens julle, lekker naweek, dit is Vrydag, dankie tog, en ons gesels weer. Goodbye!